Hallo al julle slimkoppe en welkom. Is julle reg om julle aardrykskunde breinspiere 'n bietjie te bult? Vandag doen ons 'n lekker oefenvasvraag om seker te maak julle is heeltemal reg vir daai eksamen. Kom ons spring sommer dadelik weg. Onthou, hierdie is glad nie 'n skrikwekkende toets nie, hoor. Sien dit is 'n prettige breinoefening. Dis 'n kans om te sien wat jy alreeds weet en dalk 'n paar nuwe dinge te leer. Ons doel is om 'n aardkunde kampioen van jou te maak. Reg, ons eerste ronde gaan alles oor die vorm van ons pragtige land. Ons gaan kyk na die woorde wat ons gebruik om te praat oor die hoë plekke en die lae plekke. Is julle gereed? Hier kom die heel eerste vraag. OK, die eerste vraag. Verligting. Dis 'n groot woord, né? Wat beteken dit in aardrykskunde? Dink 'n bietjie. Ek gee jou 'n oomblik. En daar sê hy, verligting is eintlik net 'n spoggerige woord om te beskryf hoe die grond op en af gaan, soos berge en valleie. Die twee belangrikste woorde om te onthou is hoër en laer. As jy dit het jy hom. Mooi so. Vraag nommer 2. As ons sê 'n berg is superduper hoog, van waar af meet ons dit? Hier is 'n wenk. Luister mooi na die vraag. Hoogte bo, seespieël. Die antwoord is daar binne. Absoluut korrek. Ons gebruik die see se oppervlak as ons beginstreep. Elke plek op aarde se hoogte word gemeet van hoe ver dit bo die seevlak uitsteek. Dis ons amptelike nulpunt. Aha, en dit lei ons reguit na die volgende vraag. As die seevlak ons beginpunt of ons beginstreep is, watter getal gebruik ons gewoonlik vir 'n beginpunt? Hierdie behoort nou lekker maklik te wees. Ja, 0 meter. Julle is vuurwarm. Dis presies reg. Die seevlak is op 0 en van daar af meet ons alles opwaarts. Briljant gedoen. Goed, hier is 'n nuwe term. Kusvlaktes. Kom ons wees so speerders en breek die woord in twee dele. Kus en vlaktes. Wat sê daardie twee woordjies vir jou oor hoe hierdie plek lyk? En daar het julle dit. Speurwerk voltooi. Kus beteken dus naby die see en vlaktes is mos maar net plat, laagliggende grond. So die kusvlaktes is daai plat areas reg langs die see. Perfek. Reg, hierdie is 'n baie belangrike een. Dis 'n reuse deel van Suid-Afrika se landskap. Die platoorand. Wat op aarde is dit? Stel jou voor jy staan by die see op daai lae kusvlakte. As jy na die binneland kyk, sien jy 'n reuse trap wat uit berge bestaan. Daardie groot styging, daardie reusagtige trap, dit is die platoorand. Dis die muur tussen die lae en die hoë dele van ons land. So, as jy nou net daardie reuse trap, die platoorand, opgeklim het, waar staan jy nou? Wat noem ons daardie massiewe hoë area heel bo-op? Juis bo-op. Juis op die plateau. Presies. Dis daai groot, hoë en meestal plat deel van ons land wat in die binneland is. Dink aan die Vrystaat. Dis 'n perfekte voorbeeld van 'n plateau. Dis amper so plat soos 'n pannekoek, maar dis baie hoog bo die see. OK, laaste vraag ronde 1. 'n Bietjie algemene kennis. Wat is die naam van die heel hoogste punt in ons hele land? Kom ons kyk wie weet hierdie een. En die antwoord is Tabana Klanyana. En hier is 'n oulike feit. In Sotho beteken daai naam pragtige bergie. Dis nogal snaaks vir die allemintige hoogste berg in die land, né? Fantasties, julle het ronde 1 kaf gedraf. Nou vir ronde 2 gaan ons bietjie kyk na mense. Hoekom bly ons waar ons bly en hoe verander ons die aarde en die wêreld om ons? Kom ons begin. Dink mooi, as jy enige plek in die wêreld moes gaan bly, wat is die 2 dinge wat jy absoluut moet hê om te kan oorleef? Die 2 heel belangrikste dinge. Natuurlik, water en kos. Dis die heel basiese goedjies, is dit nie? Vandat die mens bestaan, soek ons plekke waar ons skoon water kan kry om te drink en kos kan kry om te eet. Dis die nommer 1 rede hoekom dorpe is waar hulle is. Hierdie vraag volg mooi op die vorige een. Ons weet water is super belangrik, maar hoekom het mense in die ou dae spesifiek naby 'n rivier gaan bly? Dink daaroor. 'n Rivier gee jou meer as net een ding. Wel, nommer 1 is maklik. Vars water om te drink. Maar hier's die tweede, ewe belangrike rede. Die grond langs 'n rivier is propvol goeie voedingsstowwe. Dis vrugbare grond, wat perfek is om gewasse te plant en jou eie kos te kweek. Goed, kom ons dink aan 'n ander rede hoekom 'n dorp kan begin. Wat is diep onder die grond wat so waardevol is dat mense 'n hele dorp sal bou net om dit uit te haal?
Dis vir werk, natuurlik. Myne skep hoop 'n werk vir mense wat waardeervolle minerale soos goud, diamante of steenkool wil uitgrawe. Weet julle, die hele groot stad van Johannesburg het presies so begin, net oor goud. Hierdie een is sommer net logies. Dink daaroor. Wat dink jy is makliker? Om 'n huis bo op 'n skerp, skewe heuwel te bou of op 'n lekker gelyk stukkie grond? Dis 'n maklike een, né? Natuurlik, dit is soveel makliker om op platgrond te bou. Jy kan makliker paaie en huise bou en nog belangriker, dit gee 'n dorp of stad baie ruimte om te groei en in die toekoms groter te word. Ons weet nou 'n rivier help mense, maar wat doen 'n rivier aan die grond self? Dink aan 'n rivier wat kwaai afkom na 'n groot storm. Daai water is sterk. Wat doen dit aan die sand en die klippe? Daardie kragtige water spoel stukkies grond saam met hom weg. Die spesiale woord hiervoor is gronderosie. En as 'n rivier dit vir duisende en duisende jare lank doen, kan dit 'n massiewe, diep vallei in die aarde insny. Reg, nou draai ons die vraag om. Ons het gesien hoe die land ons beïnvloed, maar hoe verander ons die land? Kyk gou by jou venster uit. Wat sien jy wat mense gebou het, wat nie voorheen daar was nie? Sjoe, ons doen baie. Ons bou reuse damme wat die vloei van 'n rivier heeltemal kan verander. Ons bou huise en paaie waar diere eers geleef het. Ons sny selfs groot paaie en tonnels reg deur berge. OK, ons is by die heel laaste vraag van ons vasvra. Luister mooi. Boere gebruik chemikalieë wat ons plaagdoders noem om goggas van hulle plante af weg te hou. Wat gebeur as die reën daardie chemikalieë in ons riviere inspoel? Ja, dis baie slegte nuus. Daardie chemikalieë is soos gif vir die rivier. Dit kan die water vergiftig, dit maak die water gevaarlik en kan al die diere en plante wat in en om die rivier lewe baie siek maak of selfs doodmaak. En dit is dit, kampioene. Julle het dit gemaak. Fantasties gedoen. Elke enkele vraag wat julle vandag probeer het, is 'n groot tree nader aan 'n briljante punt in julle eksamen. Julle kan regtig trots wees op julleself. Nou dat jy 'n kenner is van plateaus en riviere, watter deel van ons ongelooflike land wil jy volgende ontdek? Hou aan om nuuskierig te wees, hou aan vra en alle sterkte vir daardie eksamen. Julle gaan dit rok.